Hoofstuk 6. Hierdie hoofstuk berus op Matteus 2. Ons het sy ster gesien. En toe Jesus op Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. Die wyse manne uit die ooste was filosowe. Hulle het aan 'n groot en invloedryke stand behoort, waaronder manne uit die adel getel het, en wat 'n groot deel van die rykdom en geleerdheid van hul volk verteenwoordig het. Onder hulle was daar baie wat die liggelowigheid van die volk uitgebuit het. Andere was opregte manne wat die openbarings van die voorsienigheid in die natuur bestudeer het, en wat geëer is vir hul opregtheid en wysheid. Van hierdie soort was die wyse manne wat na Jesus gekom het. Die lig van God skyn immer in die heidense duisternis. Toe hierdie wyse manne die sterrehemel bestudeer en gesoek het om die verborgenheid van hul verligte bane te pyl, het hulle die heerlikheid van die Skepper aanskou. Soekend na meer kennis, het hulle hul tot die Hebreëse skrifte gewend. In hul eie land is profetiese geskrifte gehuldig wat die koms van 'n goddelike leraar voorspel het. Bileam was 'n magier. Hoewel hy eens 'n profeet van God was, deur die Heilige Gees het hy die voorspoed van Israel en die koms van die Messias voorspel. En sy profeseë is eeu na eeu deur die tradisie oorgelewer. Maar in die Ou Testament is die koms van die Heiland duideliker geopenbaar. Die wyse manne het met blydskap verneem dat sy koms naby was en dat die hele wêreld met 'n kennis van die heerlikheid van God vervul sou word. En die nag, toe die heerlikheid van God die berge van Bethlehem verlig het die wyse manne 'n geheimsinnige lig aan die hemel gewaar. In die aandskemering het 'n helder ster verskyn en in die lug getalm. Dit was nie 'n vaste ster of 'n planeet nie, en die verskynsel het groot belangstelling gewek. Die ster was 'n groep blink engele in die verte, maar het die wyse manne nie geweet nie. Tog was hulle oortuig dat die ster van besondere betekenis vir hulle was. Hulle het priesters en filosowe geraadpleeg en die ou geskrifte deursoek. Die profesie van Bileam het gelei: 'n ster kom tevoorskyn uit Jakob, en 'n scepter kom uit Israel op. Numeri 24 vers 14. Is hierdie vreemde ster dalk gestuur as voorloper van die beloofde? Die wyse manne het die lig van die hemelse waarheid verwelkom. Nou het dit met helderder strale op hulle geskyn. Deur drome is hulle beveel om die pasgebore prins te gaan opsoek. Net soos Abraham deur die geloof op die roepstem van God uitgegaan het, sonder om te weet waar hy sou kom, Hebreërs 11 vers 8, net soos Israel die wolkkolom na die beloofde land gevolg het, so het hierdie manne uitgegaan om die beloofde verlosser te soek. Hierdie oosterse land was ryk aan kosbarehede en die wyse manne het nie met leë hande gegaan nie. Dit was gebruiklik om geskenke as 'n huldeblyk aan prinse of ander hoogwaardiges te bied, en die rykste skatte wat die land kon afstaan, is as 'n offergawe gebring na hom, en wie al die geslagte van die aarde geseën sou word. Hulle moes noodwendig snags reis om die ster te sien, maar die reisigers het die tyd verdryf deur vir mekaar die oorlewerings en profetiese woorde aan te haal aangaande die een na wie hulle gaan soek het. Waar hulle stilgehou het om te rus, het hulle die profeseë bestudeer, en hulle het al hoe meer oortuig geraak dat hulle op goddelike wyse gelei word. Afgesien van die ster voor hulle as 'n uiterlike teken, het hulle ook die innerlike getuienis van die Heilige Gees gehad, wat hulle harte beïndruk en hulle met hoop besiel het. En hoewel lank, was dit 'n aangename reis. Hulle het die land van Israel bereik, en toe hulle na die Olyfberg afgaan, met Jerusalem daar voor hulle, het die ster wat hulle die hele pad gelei het, bo op die tempel gaan stilstaan. En toe sien hulle dit nie meer nie. Gretig het hulle aangedruk, oortuig dat die blye tyding van die Messias se geboorte op alle lippe sou wees. Maar tevergeefs het hulle verneem. Toe hulle die heilige stad binnegaan, is hulle dadelik na die tempel.
Tot hulle verbasing het hulle niemand teëgekom wat enige kennis skyn te dra van die pasgebore koning nie. Hulle vrae lok ook geen vreugde uit nie, maar eerder verbasing en vrees en selfs minagting. Die priesters het 'n relaas van die ou tradisies gegee. Hulle het hul eie godsdiens en vroomheid aangeprys en die Grieke en Romeine uitgemaak vir heidene en die snoodste sondaars. Die wyse manne was nie afgodienaars nie en in die oë van God was hulle veel hoër aangeskryf as hierdie manne wat voorgegee het om sy dienaars te wees. Tog het die Jode hulle as heidene beskou. Selfs onder hulle aan wie die heilige God toesprake toevertrou is, het hulle navraag geen weerklank gevind nie. Die tyding van die aankoms van die magiërs het gou deur Jerusalem versprei. Oneienaardige sending het opgewondenheid onder die volk verwek wat deurgedring het tot in die paleis van koning Herodes. Hierdie listige Edomiet het dadelik aan die moontlikheid van 'n mededinger gedink. Sy pad na die troon is deur tallose moorde bevlek, omdat sy enigste veiligheid was die guns van Rome, maar hierdie nuwe vors het 'n hoër aanspraak gemaak. Hy is as koning gebore. Herodes het vermoed dat die priesters saam met die vreemdelinge besig was om 'n komplot te smee om hom van sy troon te onthef. Hy het sy agterdog verberg, maar was vasbeslote om hulle planne met groter arglus te fnuik. Hy het die owerpriesters en skrifgeleerdes ontbied en uitgevra oor wat hul heilige geskrifte te sê het oor die geboorteplek van die Messias. Hierdie navraag deur die indringer en dit op die versoek van vreemdelinge het die trots van die Joodse leraars gekwets. Die onverskilligheid waarmee hulle die profetiese geskrifte oopgeslaan het die jaloerse tiran gebelg. Hy het gedink hulle probeer hul kennis vir die saak vir hom verberg. Met 'n gesag wat hulle nie durf veronagsaam nie, het hy hulle beveel om grondig ondersoek te doen en te vertel waar hul verwagte koning gebore moes word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voorkom, en vir my volk Israel sal hy 'n herder wees. Toe het Herodes die wyse manne vir 'n private onderhoud uitgenooi. 'n Storm van woede en vrees het in sy hart gewoed, maar hy het 'n kalme uiterlike bewaar en die vreemdelinge hoflik ontvang. Hy het by hulle verneem wanneer die ster verskyn het en voorgegee dat hy die tyding van die geboorte van Christus met blydskap ontvang. Aan sy besoekers het hy opdrag gegee, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. So gesê, het hy hulle laat gaan op weg na Bethlehem. Die priesters en ouderlinge van Jerusalem was nie so onkundig aangaande die geboorte van Christus as wat hulle voorgegee het nie. Die berig van die engele se besoek aan die herders het Jerusalem bereik, maar die rabbies het dit met minagting beheen. Hulle sou Jesus self kon gevind het en sou kon gereed wees om die wyse manne na sy geboorteplek te lei, maar pleks daarvan was dit die wyse manne wat hul aandag op die geboorte van die Messias kom vestig het. Waar is die koning van die Jode wat gebore is, het hulle gevra, want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. Hoogmoed en jaloesie het nou die lig vir hulle afgesluit. As die berigte van die herders en die wyse manne geglo sou word, sou dit die rabbies en priesters in 'n baie ongemaklike posisie plaas, want dit sou hul aanspraak loonstraf dat hulle die vertolkers van die waarheid van God is. Hierdie geleerde manne sou hulle nie laat leer deur manne wat hulle as heidene beskou nie. Dis onmoontlik, het hulle gesê, dat God hulle oor die hoof kon gesien het en met onkundige skaapwagters of onbesnedene heidene in verbinding kon getree het. Hulle was vasberade om die berigte wat koning Herodes en die hele Jerusalem op horings gehad het, met minagting te beheen. Hulle wou nie eens na Bethlehem gaan om te sien of hierdie dinge wel so is nie. Hulle het die volk ooreed om die belangstelling in Jesus as fanatieke opwinding te beskou.
Hier al het die verwerping van Christus deur die priesters en rabbies begin. Van hier af het hulle hul hoogmoed en koppigheid ontwikkel in 'n onverbiddelike haat vir die heiland. Terwyl God besig was om die deur vir die heidene oop te maak, was die Joodse leiers besig om dit teen hulself te sluit. Die wyse manne het alleen uit Jerusalem vertrek. Die skaduwees van die nag het neergedaal toe hulle by die poorte uitgaan. Maar tot hul groot vreugde het hulle weer die ster gesien wat hulle na Bethlehem gelei het. Aan hulle is geen aanduiding van die nederige geboorte van Jesus gegee soos aan die herders nie. Na 'n lang reis was hulle teleurgesteld oor die onverskilligheid van die Joodse leiers en hulle is met minder vertroue uit Jerusalem weg as waarmee hulle daar aangekom het. By Bethlehem het hulle geen koninklike wag gevind om die pasgebore koning te beskerm nie. Nie een van die wêrelds geëerde mense was teenwoordig nie. Jesus het in 'n krib gelê. Sy ouers uit die ongeleerde boerestand was sy enigste bewakers. Kon dit hy wees van wie geskryf is om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel? Dat hy 'n lig vir die nasie sou wees om die saligheid te bring tot aan die einde van die aarde? Jesaja 49 vers 6. Hy het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval om hom hulde te bewys. In die nederige voorkoms van Jesus het hulle die teenwoordigheid van die Godheid erken. Hulle het hul harte aan hom oorgegee as hul verlosser en toe het hulle hul geskenke aangebied. Goud en wierook en mirre. Watter geloof het hulle nie gehad nie? Van die wyse manne uit die ooste kon gesê word, soos later van die Romeinse hoofman gesê is, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. Matteus 8 vers 10. Die wyse manne het Herodes se plan met Jesus nie agtergekom nie. Toe die doel van hul reis afgehandel was, het hulle aanstaltes gemaak om na Jerusalem terug te keer en hom van hul sukses te verwittig. Maar in 'n droom het hulle 'n goddelike boodskap ontvang om nie weer met hom in verbinding te tree nie. Hulle het Jerusalem vermy en langs 'n ander roete na hul eie land vertrek. So het ook Josef 'n waarskuwing ontvang om met Maria en die kind na Egipte te vlug. Die engel het gesê, bly daar tot ek jou sal sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak. Josef het sonder verwyl gehoorsaam en terwille van groter veiligheid in die nag vertrek. Deur middel van die wyse manne het God die aandag van die Joodse volk op die geboorte van sy seun gevestig. Hul navraag in Jerusalem, die algemene belangstelling wat gaande gemaak is, en selfs die jaloesie van Herodes, wat die priesters en rabbies gedwing het om daar kennis van te neem, het die aandag op die profesieë aangaande die Messias en op die groot gebeurtenis wat pas plaasgevind het, gevestig. Die Satan was daarop uit om die goddelike lig van die wêreld weg te hou en het die heiland met die grootste lus om die lewe probeer bring. Maar hy wat nooit sluimer of slaap nie, het oor sy geliefde seun gewaak. Hy wat die manna uit die hemel aan Israel gegee het en Elia tydens die hongersnood gevoer het, het in 'n heidense land 'n toevlugsoord vir Maria en die kind Jesus voorberei. Deur die geskenke van die wyse manne uit die heidense land, het die Here die middele vir die reis na Egipte en die verblyf in 'n vreemde land voorsien. Die wyse manne was onder die eerstes om die verlosser te verwelkom. Hul geskenke was die eerste wat aan sy voete neergelê is. En watter voorreg van diens het daardie geskenke hulle nie besorg nie. God vereer graag die offer uit 'n liefdevolle hart en gebruik dit met die hoogste doeltreffendheid in sy diens. As ons harte aan Jesus gegee het, sal ons ook ons gawes bring, ons goud en silwer, ons kosbaarste aardse besittings, of ons beste verstandelike en geestelike vermoëns sal vrylik gegee word aan hom wat ons liefde gehad het en homself vir ons oorgegee het. In Jerusalem het Herodes ongeduldig op die terugkeer van die wyse manne gewag.
Toe hulle met verloop van tyd nie hul opwagting maak nie, het hy agterdogtig geword. Die onwilligheid van die rabbies om die geboorteplek van die Messias aan te dui, het die indruk op hom gewek, dat hulle deur sy planne gesien het, en dat die wyse manne hom opsetlik vermy het. Die gedagte het hom tot waansin gedryf. Lus het misluk, maar hy kon geweld gebruik. Hy sê van hierdie koningskind 'n voorbeeld maak. Daardie hoogvaardige Jode moet sien dat hulle kan verwag as hulle 'n vors op die troon probeer plaas. Soldate is dadelik na Bethlehem gestuur met die opdrag om alle kinders van 2 jaar en jonger dood te maak. Die stil wonings van die stad van Dawid het die skriktonele beleef wat 600 jaar tevore deur die profeet beskryf is. 'n Stem is in Rama gehoor. Rouklaag en geween en groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Die Jode was self vir hierdie ramp verantwoordelik. As hulle getrou en nederig voor God gewandel het, sou hy die woede van die konings van hulle afgewend het. Maar deur hul sonde het hulle hul van God afgeskei en het hulle die Heilige Gees verwerp wat hulle enigste skuld was. Hulle het die skrifte nie ondersoek met die doel om die wil van God te doen nie. Hulle het die profeseë uitgesoek wat hulle volgens hul eie uitleg as volk verhef het en om te wys hoe God die ander nasies verag het. Hulle het daarop geroem dat die Messias as koning sou kom, sy vyande sou oorwin en die heidene in sy toren sou vertrap. Dit het hulle die haat van hul regeerders op die hals gehaal. Deur hul foutiewe vertolking van Christus se sending het die Satan geprobeer om die heiland om die lewe te bring. Maar alles het op hul eie hoofde neergekom. Hierdie wrede daad van Herodes was een van die laaste wat sy bewind beklad het. Kort na die moord op die kindertjies is sy lewe self opgeëis deur die lot wat niemand kan vryspring nie. Hy het 'n verskriklike dood gesterf. Josef, wat nog in Egipte was, is nou deur 'n engel van die Here beveel om na die land van Israel terug te keer. Omdat Josef Jesus as die opvolger van die troon van Dawid beskou het, wou hy in Bethlehem gaan woon. Maar toe hy hoor dat Archelaus in Judea in sy vader se plek geregeer het, was hy bevrees dat die seun sy vader se planne teen Christus sou uitvoer. Van al Herodes se seuns het Archelaus die meeste na hom geaard. Sedert hy die troon bestyg het, was daar alreeds 'n opstand in Jerusalem en duisende Jode is deur die Romeinse soldate gedood. Weer is Josef na 'n veilige plek gelei. Hy het na Nasaret teruggekeer waar hy voorheen gewoon het, en daar het hy byna 30 jaar gewoon, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat hy Nasarener genoem sou word. Galilea het onder een van die seuns van Herodes gestaan, maar dit het meer uitlandse inwoners as Judea gehad. Om hierdie rede was daar nie so 'n groot belangstelling in Joodse aangeleenthede nie, en die aanspraak van Jesus sou daar nie so maklik die jaloesie van die gesagvoerders kon wek nie. So is die heiland ontvang toe hy na die aarde gekom het. Skynbaar was daar geen veilige hawe of rusplek vir die verlosserkind nie. God kon sy geliefde seun nie aan die mense toevertrou nie, selfs nie toe hy sy werk vir hulle heil onderneem het nie. Hy het dit aan engele opgedra om Jesus te bewaak, totdat sy aardse sending afgehandel sou wees, en hy gedood sou word deur diegene wat hy gekom het om te red.